Jan, baie dankie. Ek dink dit is 'n uitstekende samevatting van dit wat vandag hier gebeur het. Dit is 'n goeie interpretasie van waar ons sit, 'n groot waardering vir die kundige manier wat jy dit gedoen het. En u wat almal vandag hier teenwoordig is, was deel van die gesprek hier vandag. En ek sal graag wil verneem of daar enige iemand is wat ongemaklik is met die samevatting soos wat Jan dit vir ons daar gelees het, en of dit ook vir u aanvaarbaar is as dit die verklaring is wat ons uitstuur, nie net plaaslik nie, maar landwyd en internasionaal, want ons weet ook uit Amerika uit is daar mense wat sit en wag en kyk, wat was die gevoel wat hier is. Is daar enige iemand wat nie gemaklik is met Jan se samevatting nie, of kan ons aanvaar dat dit eenparig so is? Jan, baie dankie, jy is 'n gelukkige ou. Selfs my vrou stem saam, Jan, en dit sê baie, ek is dankbaar daaroor. En ons is 'n dag voor die konferensie van TLI, en ek hoop die president Louis sal ook kennis neem van die sterk gevoel, Louis, wat ook hier na vore gekom het, en die opdrag ook aan TLI vir die samewerking en die voet op die pedaal hou vorentoe, en dat jy dit ook so sal oordra. En dan ons by die einde van vandag, Benny gaan vir ons met 'n paar laaste gedagtes net die afsluiting doen. Dankie, Benny. Baie dankie, voorsitter. Nadat Dave en Jan gepraat het, is al my gedagtes reeds genoem, so ek kan net sekere goed baie sterk beklemtoon. Die ad hoc groep het omtrent 53 verskillende organisasies, van politiek tot kerk, tot parlementêr, in die hof, in die gemeenskap, in die media, ons het 'n taak. En ek dink wat Jan vir ons daar gesê het, Jan, baie dankie. Ek dink jy het dit ongelooflik goed saamgevat, en ek dink dit is die pad wat gestap moet word. Maar ons kan nie nou terugsit nie, en dis my pleidooi, en dan gaan ek stop daarmee. Ons kan nie nou sê, ja, en ons het gepraat en dit stop daar nie. Daar het nog niks gebeur nie. Dit moet van hier af nou begin gebeur. Dit is die uitdaging, en as ek sê niks, dan bedoel ek nie dat die mense hier nog niks gedoen het nie, maar oor vandag se besluite moet ons van hier af positief vorentoe gaan werk. Ons het 'n uitdaging. Ek wil net dit sê, dat die beleidsomgewing wat ons beleef vandag, en dis wat ek vandag heeltyd gehoor het, by al die sprekers, hierdie ANC se beleidsomgewing se resultate is besig om elke jong mens in die land se toekoms by hom te steel. Dis onaanvaarbaar. Kom ons gaan draai dit om. Ek wil net 'n laaste ding sê, ek wil 'n lansie breek vir ons boere. Al hierdie goed kan net gebeur as ons kos op die tafel het. Ek wil dankie sê vir boere in Suid-Afrika, wat steeds 'n netto uitvoerder van kos is, ten spyte van die mees ongunstigste beleidomgewing, met klimatologiese uitdagings, met misdaad, geweld, swak infrastruktuur, u ken dit almal beter as ons. En daarom sê ons net dankie boere, vir dit wat julle vermag, in uiterste omstandighede. As ons 'n teken van hoop sien, dan kan ons gaan kyk wat doen die boere. En ons sê vir hulle dankie, en met in gedagte gaan ek dan sommer vir ons met 'n gebed afsluit. Kom ons sit net so. Baie dankie Vader dat U met ons was vandag. Dankie vir wysheid, vir insig. Dankie dat daar strukture en organisasies is wat positiewe toekoms wil bou. Wil U gee, Heer, dat ons ook daardie verantwoordelikheid wat ons ook uit U woord uit kry, dat ons dit sal aanvaar. Baie dankie ook vir die verversings wat ons nou gaan geniet. Seën dit aan ons liggame, en wil U dan ook wees met elkeen op sy pad terug huis toe. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.